Ons teks vanaand, vers 16 en 17. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Nou wanneer 'n mens in Disneyland se straat, of dit in Amerika is, of daar naby Parys, Euro Disney, gaan wandel, dan gaan jy een of ander tyd vir Mickey Mouse sien. In lewende lywe. As ek moet skat, hy seker so 5 voet hoog in die ou taal. Nou hy self loop nie deur Disneyland nie, maar hy staan daar onder 'n afdakkie, wat vir my soos 'n gazebo lyk. En voor hom staan die wêreld in 'n baie lang ry, en hulle wag vir hom. Diegene kom uit alle lande uit, en hulle kan nie wag om net 'n paar oomblikke in sy teenwoordigheid te kan wees nie. En as jy nou geduldig genoeg is, dan kan jy uiteindelik die geleentheid kry om 'n foto saam met hom te neem. Die dag toe ek nou in die lang tou gestaan het, so 'n klompie jare terug, toe ek my dogter oor see gevat het, het ek op 'n stadium gedink, maar ou Mickey Mouse het nierprobleme. Want elke halfuur, dan gaan loop hy 'n draai. En toe later, toe kom ek agter, nee, hy gaan kry vir hom 'n aflos. Daar kom nou 'n nuwe Mickey Mouse by hom oorvat. Hy sit maar ook sy mondering aan, en hy sit sy mombakkies ook op sy gesig. Ek en jy leef nie in Disneyland nie. Ons lewe in die harde werklikheid van elke dag. Ons leefwêreld bestaan nie uit kleurvolle kostuums, imposante rolprentstelle, vrolike musiek, allerhande lekkernye en kosbare aandenkings nie. Die verhale van ons lewe het nie almal 'n gelukkige einde nie. En 10 verskillende Mickey Mouse per dag, almal met breë, aangeplakte glimlagte, gaan niks positiefs doen aan ons lewenservaring van elke dag en aan ons toekomsverwagtinge nie. Gelukkig het 2 baie ander egte persone mekaar kom afwissel in ons lewens. Jesus Christus, hy het vir ons die evangelie kom vertel, en hy het vir ons die evangelie kom wees. En toe hy hemel toe gevaar het om aan die regterhand van God die Vader te gaan regeer, en vir sy gelowige kinders 'n woning te gaan berei, het hy 'n ander persoon in sy plek gestuur. Na jou en my, na die kerk. En dit is die Heilige Gees. Let wel, ek het gesê 'n ander persoon. Is dit tegnies korrek? Ek vra elke jaar vir die belydennisklas, want dit gaan oor die Heilige Gees, daai les. Dan vra ek vir hulle, dis nou al vir dekades, is die Heilige Gees 'n krag of 'n persoon? En dan krap hulle kop. In elke jaar is omtrent net een persoon wat reg antwoord. Net een persoon wat sê die Heilige Gees is 'n persoon. Die ander sê almal hy's 'n krag, heel waarskynlik omdat ons lees in Handelinge 2 vers 1 verder, hoe dat die Heilige Gees uitgestort is met luide klank en 4 tonge en alles wat daarmee saamgaan. Ja, elke keer net 1 of 2 persone wat reg antwoord. Nou verlede jaar was dit die eerste keer wat hulle daarom so die helfte van die klas reg geantwoord het. Maar toe kom ek later agter, moet nie te bly raak nie. Dit is mondelinge oorlewering. Die belydennisklas begin al vir die volgende klas sê, en nou die dominee gaan dit vra. En dan antwoord hulle dan beter. Maar vir jaar was die ergste. Eerste keer wat nie een reg geantwoord het. Nie een van hulle sê die Heilige Gees is 'n persoon.
Maar toe kom iemand daarom tot hulle redding. Daar is so een ouetjie. Sy ouers het hom ook gedoop en gesê dat hulle sal hom kerk toe vat, om 'n voorbeeld stel, maar hulle laai hom altyd af. En ek dink 'n raai so gewoonlik wanneer is die dominee klaar gepreek, want net daarna is dit die belydenis-klas. En toe die dominee die dag bietjie korter gepreek, toe sy 10 minute laat. En toe hy so inkom in die klas, toe raas ek nie met hom nie, ek vra vir hom, is die Heilige Gees 'n krag of 'n persoon? Nou ek weet nie of hy geskrik het nie, maar toe is daarom een ou wat reg antwoord. Ek het nog nooit in 'n gemeente dit so gevra. Is die Heilige Gees 'n krag of persoon, want ek is te bang. Die verkeerde antwoord is te prominent. Ek gaan dit ook nou nie vanaand vir jou vra nie, want jy ken al reeds die antwoord, dit is op die program afgedruk, die tema vanaand, die Heilige Gees is 'n persoon. Dus ek het nou gaan vra, gaan ek nou wees so Jonas, wat op die plaas vir sy eienaar sê, baas, as jy kan raai hoeveel wat lemoene is by die sak, ek gee jou al 5. So jy weet die antwoord. Die Heilige Gees is 'n persoon. Nou hoe kan 'n mens dit sê? Ek moet dit daarom kan bewys. So maklik om dit te doen. Die voornaamwoord wat hier gebruik word, keer op keer in Johannes 14, is hy. As die Heilige Gees 'n krag was, natuurlik die Heilige Gees het baie krag, maar as die Heilige Gees 'n krag was, sou dit gestaan het, dan sal dit na julle toe kom. Kyk byvoorbeeld daar by vers 16. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die waarheid kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan daarby vers 25, hierdie lettertjies wat sê wat 'n vers dit is so klein. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader wat in my, wat julle gestuur het. Is dit regtig so belangrik om hierdie regte antwoord te ken? Is ek nie maar net besig om hare te kloof en fokus te plaas op net 'n ou tegniese puntjie nie? O nee. Dis een van die belangrikste antwoorde wat ek en jy behoort reg te hê in ons lewens. As jy die Heilige Gees nie as 'n persoon gaan beskou nie, hom nie gaan ontvang nie en hom nie ken nie, sal dit onberekenbare beperkings plaas op jou geloofslewe. En dan sal dit ook jou geestelike groei, jou lewenservaring van elke dag en ook jou toekomsverwagtinge ernstig belemmer. Mense kan baie keer hoor dat mense in hulle gebede net fokus op die Vader en op die Seun. Luister maar na gebede. Natuurlik is dit reg dat ons God aanspreek as Vader. Jesus Christus wat vir ons die pad oopgemaak het, sodat ons kan bid. Maar die Heilige Gees is juis gestuur om ons ook te help in ons gebedslewe. En as jy in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees is, dan gaan jy mos met hom persoonlik praat. En vir hom persoonlik iets vra. Baie mense ignoreer die Heilige Gees, wat ook so belangrik is in hulle gebedslewe. Dink net, Jesus Christus nie in persoon hier op aarde nie. Hy het opgevaar hemel toe, ja, die belydenisskrifte sê vir ons dat hy in sy alomteenwoordigheid by ons is, en Jesus het ook gesê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nou is die era waar die Heilige Gees hier op aarde is. Uiters belangrik dat ek en jy met hom kontak sal hê in 'n persoonlike verhouding. Ons lees daarin in vers 17. Vers 17. Ek sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid. Die waarheid kan hom nie ontvang nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
Persoonlike verhouding. As jy tot sover in jou geloofslewe die Heilige Gees so bietjie op die agtergrond geplaas het, is dit 'n wonderlike tyd om dit te verander. Die Heilige Gees is juis gestuur sodat ons 'n persoonlike verhouding met hom kan hê. Baie persoonlik. Hierdie is nou Johannes 14. Ons weet wat staan in Johannes 15. Nie sonder rede dat daardie hoofstuk volg op Johannes 14. Maar Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle die lote. As jy wil vrug dra, moet jy in my bly. En dit is ook waar van die Heilige Gees. As die Heilige Gees nie uitgestort is op aarde, en ons harte kom woon het nie, so ek en jy weeskinders op aarde gewees het, met Jesus wat opgevaar het hemel toe. Kom ons kyk net kortliks, wat 'n verskil kan 'n fokus op die Heilige Gees en 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees in jou geloofslewe bewerkstellig. Aan die ander kant, wat mis ons as ons nie 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees het nie? 5 vinnige gedagtes, gaan nie baie uitbrei op elkeen nie. Eerstens, die Heilige Gees help jou. Daar in vers 16 kry ons in die Grieks die woord parakleton. Ek sê parakleton stuur. Nou word dit elke keer verskillend vertaal in Afrikaans. In 1933 het dit vertaal met trooster. 83 voorspraak. En die 2020 vertaling sê parakleet. Nou daar's 'n rede waarom die vertaling so verskil, omdat een Afrikaanse woord nie die volle omvang van wat parakletos beteken, of parakleton, kan vasvat nie. Hy het al die betekenisse, so al die vertalings is reg. Hy is jou trooster. Hy is jou helper. In baie situasies van jou lewe. As jy byvoorbeeld in 'n baie slegte situasie is by die werk, of by die skool, of wat ook al, en jy wil op 'n natuurlike manier die situasie hanteer, en jy weet dit gaan vir jou net negatiewe gevolge hê, dan gaan hy vir jou help om volgens die woord op te tree. Jou voorspraak, hy is jou advokaat. Soos 'n advokaat wat jou gaan help as jy in die hof beland. Hy pleit vir jou. Romeine 8 praat ook baie daarvan. Ons lees dit ook hier in Romeine 8, vers 26 en 27. Die belangrike rol wat hy ook in daardie opsig speel. Romeine 8, as jy daai versie kan kry. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons, advokaatwerk. Pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat 'n belangrike taak het die Heilige Gees nie in daardie verband nie. Hy help jou. Is lekker as jy hulp het in elke situasie. As ek baie keer met 'n rekenaar sukkel. Kyk, daar's 3 goed wat ek nie meer doen nie. So in die lewe het ek so 3 goed gesê gaan ek nie meer doen nie. Ek praat nie met die munisipaliteit nie. Ek kry altyd iemand anders aan te ou sukkel. Ek speel nie meer golf nie. Ek het betyds opgehou. Want jy slaan so lekker hou en net as jy dan dit geniet, dan is dit weer 10 balle in die rof. En ek sukkel nie met 'n rekenaar. As 'n rekenaar begin hang of so. En nou het ek iemand. Dis my skoonseun se vriend. Hy's baie goed met rekenaars, maar hy bly in Johannesburg. Ek bel hom net altyd. En dan sê ek, kom ons gebruik TeamViewer. Dan sê hy op my skerm en hy wys my en help my reg. Hoe heerlik om my helper te hê. Hoe meer heerlik om te weet dat jy in jou geloofslewe nie eers hoef te bel nie. Dat die Heilige Gees daar is om jou te help. Dan, tweedens, hy leer en herinner jou. Aan vers 25. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. Wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer
en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Baie van die oomblikke wat die disippels saam met Jesus gehad het, en baie van die dinge wat hy vir hulle gesê het en wat hulle geleer het hulle nie dadelik verstaan. Dink maar hoe hulle weggehardloop toe Jesus gevange geneem is. Maar eers nadat hulle die Heilige Gees ontvang het. Hy sê, sal ons daaraan herinner. Geld ook in jou persoonlike lewe. Dink op 'n aand soos vanaand terug aan sekere episodes in jou geestelike lewe. Strategiese oomblikke wat jy dalk nie verstaan het nie, wat vir jou 'n geweldige krisis was. Heilige Gees doen dit baie keer, dat jare daarna, dan verstaan jy die beter prentjie. Dis iets waarvoor 'n mens ook kan bid. Miskien het jy nog vasgehaak iewers in jou lewe by 'n gebeurtenis, en dit belemmer jou geestelike lewe. Vra dat die Heilige Gees vir jou die beter prentjie, die wye prentjie sal leer. Derdens, as jy in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees is, kan jy weet, hy vul jou met krag. Daarom het Jesus net voordat hy hemel toe gevaar het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees op verskillende plekke. Ons sukkel baie in Suid-Afrika met beerdkrag. Ek het so 'n paar dae terug gehoor, die minister van elektrisiteit het gesê, dis nou vir 'n volle jaar wat ons nie beerdkrag het nie. Toe dog ek, jy moet kom kyk hier in Pietertief, ons het elke dag beerdkrag. Want ons munisipaliteit het nie die rekeninge betaal nie, ons is so 400 miljoen agter, so ons het elke dag beerdkrag. Gelukkig het ons daarom goed soos omskakelaars, inverters, sonkrag en so meer. Ons het geestelike krag baie meer nodig as elektriese krag. Om getuies te wees in woord en in daad. Dink maar byvoorbeeld aan Petrus, wat ons het nou die dag ook daarvan gepraat, wat verskriklik bang was om net vir 'n diensmeisie te sê hy ken vir Jesus. Sal wat sy gevra het. Hy was so bang. Maar ons lees in Handelinge 4 vers 20, na die uitstorting van die Heilige Gees, het hy voor die Joodse raad opgestaan, in 'n gevaarlike omstandigheid, en gesê wat my aanbetref, dis onmoontlik, om stil te bly oor wat ons gehoor en gesien het. Ons het krag nodig, vir baie ander dinge. En jy sal daardie krag net kry, in 'n verhouding met die Heilige Gees. Daarom bid Paulus so mooi, vir die Efesiërs, in Efesiërs 3, vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee, krag om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, sy liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid. Dit gaan oor 'n verhouding met hom, met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Die Heilige Gees gee vir jou krag. En jy weet waarvoor het jy krag nodig? Daarom is die logiese antwoord: erken die Heilige Gees as 'n persoon, nie net as 'n krag nie, en tree met hom in 'n persoonlike verhouding. Dink net wat 'n verskil kan dit maak in jou persoonlike lewe, in die gemeente en in die kerk en in die wêreld. Dan vierdens, hy help jou om gehoorsaam te wees. Vers 15, 21 en 23 staan nie sommer net verniet in hierdie paragraaf, waar Jesus beloof dat die Heilige Gees in sy plek gaan kom.
Hoor net hier, dit gaan oor gehoorsaamheid elke keer. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. Ek sal hom ook lief hê en my aan openbaar. 23 weer 'n slag. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê en ons sal hom toe kom en by hom woon. Sukkel jy om gehoorsaam te wees? Die Heilige Gees is daar om jou nie te kom verwyd nie, maar om vir jou te kom help. Dit wat jy miskien al baie jare mee sukkel, hier is jou antwoord. En dan, vyfdens, hy vul jou met vrede. Vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Die vrede wat die Heilige Gees gee, is 'n ander soort vrede as wat 'n mens baie keer in die wêreld kan soek. Hoeveel oorloë is daar nie op die oomblik aan die gang nie, dan dink jy, hier's nou vrede op pad, en dan is daar nie vrede nie. Ag, dink maar aan die Eerste Wêreldoorlog, voor die meeste van ons se tyd, het hulle die Amerikaanse president, hy was so 'n bietjie rustiger president as een wat ons nou het, Woodrow Wilson, 14-punt plan vir vrede, onder andere, dat daar nooit weer oorlog sal wees. Dit was 1918. 21 jaar later het 'n groot Tweede Wêreldoorlog uitgebreek. As baie oorloë op hierdie stadium ook aan die gang. En nie net oorloë tussen lande nie, stryd in die wêreld, ook hier in ons land, dink maar aan die oorlog daar op die Kaapse vlakte. Maar die Heilige Gees gee vrede. Jy moet net die vrede reg gaan soek. Vrede in jou hart. 'n Ander soort vrede as wat die wêreld gee. Vrede ten spyte van jou uiterlike omstandighede wat dalk vanaand nie ideaal is nie. Ten spyte van stryd. Ten spyte van teleurstellings. Is daar dieselfde vrede waarvan die engele gesing het daai nag, terwyl dit eintlik maar sleg gegaan het in Israel daai tyd met die Romeine en die Jode? Vrede op aarde vir die mense in wie ek 'n welbehae het. Vrede gaan ook deur die Gees gepaard met baie ander dinge wat jy en ek in die kerk so nodig het. Ons lees daarvan in Galasiërs hoofstuk 5. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ek sluit af. Ek is so bly dat jou en my lewe en ons toekoms nie van Mickey Mouse afhang, wat elke halfuur die pad vat, maar van God drie-enig. Ek is so bly dat ek en jy nie 'n geestelike weeskind hoef te wees, en 'n lang ry hoef te staan om net so bietjie kunsmatige aandag van Mickey Mouse te kry nie. Maar die Heilige Gees na ons toe kom en waarlik in ons belang stel. In ons hele lewe. Ek is so bly dat Jesus Christus se hemelvaart nie opgevolg is met 'n vals omruiling nie. Maar dat die Heilige Gees 'n egte goddelike persoon is, wat vir ewig saam met jou en my wil wandel. In ons harte
en ons gemeentes wil woon. Fokus op die Heilige Gees. Nie net as 'n krag nie, al het hy baie krag, maar as 'n persoon. En mag jou pad wat voor lê vir jou vol vrede en mooi dinge wees.